Ek het gistermiddag bietjie gaan lê en ek het gedink aan die boodskap wat hier op my hart gelê het. En die boodskap van Kersdag en Nuwejaarsdag het my begin pla. Die boodskap wat ek vanmôre vir u gaan gee, het my begin pla. Ek het begin paniek. Ek gaan nou vir u sê, hoekom ek is, dit sal minachtend wees as ek sê, ek wil nie eens hierdie preek vanmôre nie, want ek glo die Here het dit op my hart gelê, maar dis vir my somehow, of ek dinge uit 'n ander lig sien. Ek gaan nou vir julle 'n song speel, I've come too far to turn back. Ons skriflesing kom uit Jesaja 43 vers 15. Gistermiddag toe ek die boodskap oordenk en ek net met die Here praat, toe is dit asof die Gees van God my aankla. Ons lees te maklik Bybel. Het is lekker om notas te maak en te bestudeer en allerlei goed. Maar verstaan ek regtig wat God vir my sê? Weet jy wat, ek wil sê nee aan die Marie. Ek dink aan Kersdag se boodskap, want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee en hy word genoem wonderbaar. Die Grieks is Bele. Dit beteken beyond human imagination. Want hy het ons oor die goed gepraat. En terwyl ek oor dit dink, Dion, sê die Here vir my, hoekom het jy nie excited geraak nie? As ek sê dat God wil vir my iets beyond human imagination doen, oom George, hoekom het ek nie excited geraak nie? Ek weet nie asof ek dit kop toe gevat het nie. Wat het van kerk geword? Wat het van die Gees van God geword in ons midde, dat daar niks meer is, kind van die Here, wat my impress nie? Weet jy wat? Ek is die Here, julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here wat 'n weg en in die sterk water 'n pad gemaak het. En ons lees die Bybel en ons kyk na al hierdie mooi goed en ons sê, "Sjoe, dis kwaai." Renier, man, niks impress my meer nie. Onthou julle vir Ben-Hadad, die ark van die Here, nadat die Filistyne die ark weggevoer het, het hy 'n klomp trips gedoen, met respek gesê, toe land hy in die huis van Ben-Hadad. En weet julle hoe lank staan die ark van die Here en Ben-Hadad se huis? 100 jaar. En in hierdie 100 jaar het hy die ark, die teenwoordigheid van God, so gewoond geraak, dat dit naderhand vir hom niks was nie. Ons kom in die huis van die Here en ons sit en ons chat en ons skinder en ons doen al hierdie goed en ons vergeet waar ons is. Ek vergeet vir 'n oomblik met wie het ek te doen. Ek vergeet vir 'n oomblik in wie se teenwoordigheid ek is, wat dwars deur my donker hart sien. Ons kan maklik sê, ek dien die Here al 40 jaar. Maar het ek in hierdie 40 jaar, kind van die Here, nie dalk gewoond geraak aan die Heilige Gees nie? Het ek nie dalk gewoond geraak aan die naam van God, wat hy vir my beskryf, wat hy vir my kan doen nie? Het ek vergeet dat somewhere sal hy my aanraak and something will happen?
Iets moet gebeur. Iets moet gebeur. Anders te kry ons dalk 'n surprise wanneer Jesus op die wolke kom. En nou weet ek, elkeen van julle is besig met julle eie ding. Want ons sit en kritiseer, ons sit en dink, en wat gaan nou weer met hom aan? Ek gaan jou sê, ek het nie 'n keus nie. God is besig om met my te praat. God se Gees sê vanmôre vir my, jy het my gewoond geraak. In al hierdie jare wat ek die woord van die Here bestudeer en bid en die Gees van God soek, het ek hom somewhere, somehow gewoond geraak. Want weet jy wat, ek staan in sy teenwoordigheid en ek gaan uit and nothing happened in my life. Nie in elk geval in hierdie uur wat ek in die kerk is nie. Ons preek die woord van die Here en ons sê al hierdie mooi dinge. 'n Kind is vir ons gebore en 'n seun is ons. Ek gaan nou nie weer daaroor praat nie, dis op YouTube, ek weet nie. George, hy word genoem wonderbaar. En dit impress my nie. En weet jy wat? God kyk dwars deur ons, ek het dit nou gesê. Nou wil ek vir myself vra, Boet, wat gaan jy doen wat jou weer excited in God gaan maak? Weet julle wat, ons is kerkmense, ons gaan deur al die rituele en ons hou kerk en niemand kan sê dat daar regtig iets verkeerd is nie, maar diep binne, hy wat na God soek. Ek wonder hoeveel het gebid en hoeveel is regtig toegewy vanmôre om in die diens te wees. Weet jy, ek wil nie met jou beklei nie. Ek praat vanmôre met jou met die erns van my siel. En God se Gees praat eerste met my. Jesaja 43 vers 15. Ek is die Here. Vir wie die Here dit ook gesê? Ek is wat ek is. Van ewige verlede tot ewige toekoms is ek dieselfde. Hy word nie oud nie, hy word nie moeg nie, hy word nie mat nie. Hy word genoem die Here van die leerskare. En weet jy wat, kind van die Here, is beyond my human imagination om te dink wie hy is. Ek kan dit nie imagine nie. Ek kan nie imagine wie God is nie. Volgende week gaan ek met julle oor hierdie dinge begin praat. Beyond human capability. Hierdie goed wat u en ek so in vassteek en nie reg kry nie, en ons traai en ons traai en traai. God sê, as ek jou aanraak, something will happen beyond human capability. Ek is die Here, alomteenwoordig, alwetend, alsienend. Maar hierdie boodskap het vir ons baie, baie diep in die moeilikheid. Wat gebeur is, sommige word moeg en waai. Sommige wil nie die woord van die Here reg hoor nie. Hy wil gepamperlam word. Hierdie drie boodskappe het ons gepamperlam. Maar die pamperlang het my in die moeilikheid gebring. Want ek het vergeet, ek het nie gerecognize dat hy beyond human imagination is nie. Ek het nie besef dat God wonderbaar is nie, en sy seun. En ek het dit gehoor, maar dit het niks in my wese gedoen nie. Wat sê aan 'n song wat ons gesing het? I stand in awe of you. Wanneer laas was jy in awe? Wat is awe in Afrikaans? I stand in awe. Ek kan nie dink nie, en ek is die pastoor. Ja.
Wat sê hy woorde, wie ken hy song? I stand in awe of you, dan sê hy ergens, Holy God. Het is mooi boodskap om my hart te seer voor God vanmôre. Ek is die Here, julle heilige. Ons het vergeet dat God heilig is. Jesaja in die sterfjaar van koning Usa sien hy die Here op 'n hoë verhewe troon. En hy sien om die troon is daar 'n groot commotion. Daar is serafs. Hulle het 6 vlerke. Toe maak hulle oë toe want hulle kan nie kyk in die heerlikheid van God in nie. Met 2 maak hulle voete toe want die grond waarop hulle staan is heilige grond. En hulle vlieg heen en weer en hulle sê heilig, heilig, heilig is die Here. Die ark van die Here was in Israel gewees, hy het in die tent van samekoms gestaan, en terwyl die ark daar was, het die teenwoordigheid van God verteenwoordig. Toe raak Israel die ark gewoond. En die Filistyne kom en hulle vat hom weg, en die heerlikheid van God is uit Israel uit. Eli hoor die boodskap dat die Filistyne het die teenwoordigheid van God weggevat en hy slaan dood neer. Die skok dat die teenwoordigheid van God weg is. Onthou julle, ek het ander dag vir julle gesê, wie onthou groenkoringlande? Nie baie nie. Want ons boeretradisie het doodgegaan onder ons sonder dat ons dit agtergekom het. Ons sing nie Sari Maree nie. Ons sing nie meer Hansie Slim nie. Ons het dit vergeet. Ons boeretradisie het doodgegaan. En lyk my so ons ook. Eli se skoondogter, toe sy hoor dat die teenwoordigheid die ark weggevat is, uit skok toe baar sy kind, en wat noem sy hom? Ikabod. En dit beteken, die teenwoordigheid van God is weg. Kind van die Here, het jy agtergekom dat die teenwoordigheid van die Here is nie meer in hierdie plek nie? Het jy agtergekom, die salwing is gone. Maar dit het vir lang tyd geloop en minder en minder en minder geword as gevolg van mense se geite. Dit is nie Here se skuld nie. En nou kom die Here en hy is nie vir ons kwaad nie. Hy sê, ek het my seun vir julle gegee en hy word genoem wonderbaar. Hy sal 'n wonderbaarlike ding vir jou doen. God wil in hierdie jaar vir jou 'n onbeskryflike ding doen. Ek weet nie of ignorant die regte woord is nie, maar ons het ignorant geword. Ons luister, ons het daaroor gepraat. In die verlede, as jy aan die ark gevat het, het jy gesterf. Die respek wat daar was vir die teenwoordigheid, al was dit 'n houtark gewees met 2 serafs op. Ja. As jy aan hom gevat het, het jy gesterf.
Jy sien, die Here kan nie teruggaan op sy woord nie. Want die woord sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En het lyk vir my, ons het God in die hoek geskuif en gesê, sit daarso. Ons sal die show run. En dan gaan ons aan laat die spoegspad, and nothing happens, because there is no touch. Maar, ek het vir jou 'n seun gegee. En jy sal hom wonderbaar noem, want God gaan vir jou 'n bonatuurlike ding doen. 'n Unusual ding. Glo jy dit? Is moeilik om te glo, want ons kyk teen ons goed vas. Maar God sê vanmôre in sy woord, ek gaan vir jou 'n unusual ding doen. Nou kom die Here en hy praat met Israel en hy sê, ek is die Here, die Heilige, die Skepper, ook die Verlosser wat vir jou iets wil doen. Want weet julle wat is die storie wat hier gebeur het? Israel sit in ballingskap in Babylon. En is omtrent halfpad deur hierdie 70 jaar wat God hulle bemoedig en sê, hou vas. Daai ouens sit daar langs die, as ons Psalm 137 lees, langs die riviere van Babylon, het hulle gesê, sing vir ons 'n Sionslied. Toe sê hulle, hoe kan ek kom sing in 'n vreemde land? Het die kerk die teenwoordigheid van God vir jou 'n vreemde land geword, dat jy jou hart opgehang het, kind van die Here. Ons joy is gone. Ons liefde is gone. Hoe sal ek 'n lied sing in 'n vreemde land? Nou sit jy en skiem, wat bedoel jy nou by vreemde land? As ek in 'n plek vreemd is, ek is maar redelik skaam van geaardheid, as ek in 'n vreemde plek kom, bly ek stil. En ek watch wat die ander ouens doen. En baie van ons kom in die teenwoordigheid van die Here en ons bly stil en ons watch wat doen die ander ouens. En is nie eens wat ek like nie dan. En nou kom die Here, nadat hy vir hulle gesê het wie hy is, hy is ook hulle koning. Ek wil baie goed daaroor gesê het, maar ek wil klaarmaak. So sê die Here, so sê die Heilige, so sê die Skepper, so sê die Koning, wat gedoen het, wat die see 'n weg en sterk waters 'n pad gemaak het. Nou kom God, kan ek dit met respek sê, en hy brag by die volk en hy sê, weet julle ouens, wat kan ek doen? Ek is in staat om hierdie water te kloof. Ek het die ability om vir hierdie see te sê, staan die kant toe en staan die kant toe. Ek het die ability want ek is julle God, ek is julle Heilige, ek is julle Koning, ek is julle Skepper. En nou kom God en hy verduidelik homself, hy sê wie hy is. Want so sê die Here, wat die see gekloof het. Vanmôre kom God en hy sê vir jou dat hy is ook jou Heilige. Want as hy nie jou Heilige is, beteken jy is nie gered nie. Ek is jou Heilige, ek is jou God, ek is jou Skepper. En ek is jou Koning, want ons sing mos, hy is die Koning van my hart. Ja, ons kan party daar vir onsself lieg. Wat waans en perde, leermag en held laat uittrek, het is same lê hulle het nie opgestaan nie, hulle is uitgeblus soos 'n lampet uitgedoof is. God sê vanmôre vir Israel, ek sal julle losmaak, ek sal julle vrymaak. En dan gaan ek, as ek klaar is, gaan ek julle vyande uitsort, sodat hulle nooit weer terug sal kom na jou toe nie. Wat is dit wat God vanmôre vir hierdie gemeente sê? Ek sal jou vrymaak. Ek sal jou uit Babylon uithaal. Ek sal jou uit jou depressie uithaal. Ek sal jou uit jou probleme uithaal en ek sal jou vyand van jou af wegneem. Okay.
Whatever. Nog? Partykeer word my hart seer as ek sien hoe God homself bly sê wie hy is. Hy hou aan, en hy hou aan, en hy hou aan. En hy sê vir ons wie hy is. Ons miskien bietjie praat oor die name van God. Maar for some reason, klik ek dit nie. For some reason, verstaan ek nie wie God is nie. Wie wat sê hy vanmôre vir jou kind van die Here? Dink nie aan die vorige dinge nie. En slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Weet julle wat doen ons? Ons lewe in die verlede. Ons is depres oor gister. Ons kan nie vrede maak wat gebeur het nie. Satan het sy kloue van gister op my ingeklemp en hy het hou my vas in kettinge. Hy boei my van dinge van gister. God sê vanmôre vir my jou, dink nie aan die vorige dinge nie. Jy sê, Boeta, jy weet nie wat het in my verlede gebeur nie. God weet. En dis ook om God vanmôre sê, nie ek nie. Ek sê vir u vanmôre wat die Here vir my gesê het om vir u te sê en ook vir my te sê. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Maak nie saak wat jou history is nie. God sê vanmôre, kom uit hierdie begrafplaas van jou lewe. Hou op teruggaan. Hou op teruggaan. Hou op om grafte oop te grou en te kyk na wat in jou lewe gebeur het. God sê, ek gaan jou losmaak, ek gaan jou vrymaak, ek gaan iets nuuts in jou lewe doen. Hoor jy my sussie? God sê, ek gaan vir jou iets nuuts doen. Ek moet somehow, en ek verstaan, baie van ons se probleme en ons history het baie lelike goed. Maar nou is God nie vir my kwaad daaroor nie. Hy sê dat ek het die ability om jou te verlos. Ek sal vir jou pad maak waar daar geen pad is nie. Just trust me. Ja, dankie Here. Wie wil hê God moet vir jou iets nuuts maak? Ek is fed up met gister. Hoe sê die ou boere mense, ek is dik vir dit. Hou op, in die middel van die bladsy, hou op om terug te kyk. Hou op om na jou hartseer en jou teleurstellings te dink. Weet julle wat, ek wil net iets regstel. Ek het rede om hartseer te wees as ek 'n geliefde verloor het. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van die struikelblokke en die pes in ons lewe. David Guzik skryf, if they are stuck in the failure and sin and discouragement of the past, if they are stuck in failure. Ek wil jou vanmôre vra, kind van die Here, are you stuck in your failures? Ek fail nie, broer, pastoor. Ek dink ek het meer failures in my lewe as wat ek sukses gehad het. If they are stuck in the failure and the sin and the discouragement of the past, they will never go forward to the new thing God has planned for them. Ek wil dit weer vir jou lees.
If they are stuck in the failure and sin and discouragement of the past, they will never go forward to the new thing God has for them. Jy sien, kind van die Here, dis vanmôre jou keuse. Are you stuck in the failures? Jy sê, ek is. Want jy weet nie wat in my lewe aangaan nie. Dis fyn. God sê vanmôre, dis fyn. Ek sê vanmôre vir jou wat my ability is. Ek sê vanmôre vir jou wie ek is. En ek sê vir jou, ek gaan vir jou iets nuuts doen. So as jy wil gestak bly gestak. Maar God sê vanmôre deur sy gees vir jou, hy gaan vir jou 'n nuwe ding doen. Hy sê hy maak 'n pad in die woestyn. In jou wildernis. Jy sien, as twee dinge wat moet gebeur. Ons is 'n ballingskap, en wanneer ek uit ballingskap kom, gaan ek wildernis toe. Want toe Israel uit Babylon uitkom, toe moes hulle terug Jerusalem toe, om die mure te gaan herbou en die stad te herbou. Maar van Babylon na Jerusalem toe was woestyn gewees. En nou wil ek nie jou spoed breek nie. Want as God gesê het, hy gaan jou verlos, dan beteken dit, hy gaan jou verlos. In ons geval, in Israel se geval, het daar 'n profeetjie gekom. Toe sê, nee, julle moenie worry nie, julle gaan nie meer lank hier wees nie. Toe kom die ander profeet, toe sê hy, dit sal 70 jaar wees. Die keuse wat ons vanmôre as kinders van God het, jy kan besluit vanmôre hoe lank jy in ballingskap wil wees. Daar's geen vloek, geen ballingskap oor jou uitgespreek, dat jy sal vir 70 jaar hel hê nie. As God se woord vanmôre kom, en hy sê, ek gaan jou verlos, dan beteken dit, die ability lê by my, die keuse lê by my, hoe lank ek nog in ballingskap wil wees. En dan sê hy, wanneer jy uit ballingskap uitkom, ek gaan jou verlos, gaan jy deur die wildernis. Weet jy wat is hierdie wildernis? Kom in my gees op, ek het dit nie voorberei nie. Jy sal moet vas, jy sal moet bid, jy sal die aangesig, want ons lyk nie die goed nie. Dis wildernis dinge, kom dit by my gees op. Niemand van ons lyk om lank te bid nie. Niemand van ons lyk om lank Bybel te lees nie. Niemand van ons hou daarvan om lank kerk te hou nie. Nee. Julle lyk so soet. Ek weet nie. Die Here het klaar op my hart gelê wat ek volgende week moet preek, maar ek weet nie waantoe God met ons op pad is nie. Ek hoop, teen hoop, dat God hierdie plek gaan omkeer. Amen. En dat die gees van God sal werk soos hy in die ou tyd gewerk het. Dat kinders van God sy aangesig sal soek, dat ons sal bid en sal vas en Bybel sal lees en die aangesig van die Here sal soek uit 'n dorstige land, 'n woestyn, sal God die water gee. Amen. Ek wil vir julle 'n song speel. Ek kom te ver om nou om te draai. Nee. Ek wil nie terugkyk waar ek vandaan kom nie, want dit gaan my depres maak. I've come too far to look back. Hulle sê nie wat Lot se vrou se naam was nie, maar Lot se vrou, Abraham sê vir God sê vir Abraham, ek gaan Sodom en Gomorra verwoes. Julle moet gaan.
en julle met haastig trek, moet nie omkyk nie. Wat gebeur as ek omkyk? I've come too far to look back again. Ek wonder wie van u glo vanmôre die woord van die Here. Dit gaan my kos om huis toe te gaan, want ek kan dit nie nou komprehend nie. Ek sal met huis toe gaan en kyk wat het God vanmôre en laasweek en die week voor dit vir my gesê. Ek sal moet gaan kyk. En dan gaan ek dit moet probeer verstaan en probeer glo. Dan moet ek gaan kyk wie God is, wat dit gesê het. En dan moet ek kyk of hy die waarmaker is van sy woord. Dis alles op hy preke. Maar wie wil vanmôre saam met my staan en sê, I've come too far to look back. Ek wil nie net hê jy moet staan nie, ek wil hê jy moet hier voorkom, kom bid. Kom ons begin reg. Pastoor, ek is skaam, ek bid nie voor mense nie. As jy hardop genoeg is, sal jy. Ek wil hê jy moet net kom en met die Here kom praat. Maak nie saak wat jy vir hom sê nie. Jy het die woord geluister, jy het die song geluister. En as jy nie wil nie, is fine, dis jou keuse. Don't get stuck in yesterday. Speel vir ons. Ek nooi jou uit. Ek gaan vir jou bid. Ek gaan vir myself bid. I've come too far to turn back. Ek gaan nie weer deur daai wildernis loop nie.